all the glory to you, Lord Jesus. You are worthy, Jesus. Hallelujah. You deserve all the glory. Thank you, Father. We give you all glory. Ons gee vir U al die eer. Al die eer behoort aan U, Vader. Al die eer behoort aan U, Jesus. Halleluja. Amen. Dankie, wonderlike mense. Kom, ons het in hierdie paar dae ons al maar gebless gewees met hierdie sangers en die dromspeler en die klavier. Prys die Here. Here, ek dank U vir oggend vir die geleentheid om hier te kan staan. Om U woord te bring vir oggend, Here, sal U asseblief U dienaar lei vir oggend, Here. Om niks behalwe die waarheid te praat. Dis waarvoor U ons geroep het. Because You are truth. And You are life. And You are everlasting. I thank You, Lord, in Jesus' name. God se mense sê, Amen. Eerste keer in 'n lang tyd wat ek praat sonder 'n kapie op. I'm a new creation. Oh my God. Kyk mooi. Yes. It is empty. Yes. Why is it empty? Because He has risen. Hallelujah. Kom ons raak excited vanoggend. Ek is excited want hy lewe. Yes. Hy lewe. Hy het gesê hy gaan opstaan. Hy het gesê hy gaan opstaan. Yes. En hy het vir ons sondes gaan sterf. So as jy nog vandag nog hier sit en jy dink jy sondes is nie vergewe nie. Yes. As die kruis. Maar partykeer voel ons nog steeds ons is 'n bietjie Is dit so? Ja. My vrou wys gister vir my 'n video, net so 'n kort videoetjie. Ek wil net gou ek soek 'n jong seun. Ek soek 'n jong seun. 'n Jong mannetjie, net om gou saam hier na vore te kom. 'n Jong mannetjie, jong. 10 jaar, 11 jaar oud. Ek het een gesien hier voor. So. Sy. Ek wil net so vinnig, ek wil net wat ek gesien het daar, dit was my so 'n simpel videoetjie, maar dit het my so aangeraak. Wat is jou naam? Hoeveel? 7 jaar oud. Pragtig. Jy gaan vandag gou toneel speel, hoor. Nou, in die video is omtrent so jong ouetjie. Sy pa het net die kar geservice, hè? Nou sy pa in die huis in vir iets en hierdie olie bad staan hier onder die kar en
En nuuskierig wil nou net, wat's dit? Dis olie, en hy raak weer, en yes, maar dis maklik. Naderhand is hy so van die olie, en hy's bang, sy pa gaan nou uitkom. Staan hier vir my, hy is nou so bang, want sy pa gaan uitkom, en kyk hoe lyk sy klere, en hy's in die badkamer in, en hy maak die badkamer deur toe, en hy sluit die deur. Jy sluit die deur, nou is jy bang, want jy het nou alles bevaar, en hy daar met papier, handdoeke, en hy taai afvee, en hy bemors die wasbak, en die spieël dat hy kan sien hoe lyk hy, maar die spieël is swart, alles is swart, alles is vuil, sy klere, alles is vuil, hy weet nie nou wat nou nie, wat nou? Skree hard, papa. Papa. Hy is bang. Maar wie roep hy eerste? Sê ja. Papa. Papa, kom hier asseblief. Wow. Papa, kom hier asseblief. En die pa kom nader geloof. Maar die deur is gesluit. Die deur gesluit. Want hy weet, die gaan nou iets gebeur. En hy sê weer, Papa. en sy pa vat in die deur, maar hy is gesluit. En sy pa sê vir hom, my seun, dit maak nie saak wat dit is nie. Jy het die deur gesluit, want as iets aan die gang binne kan. Maar dit maak nie saak. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Sluit die deur vir my oop. Wow. Sluit die deur vir my oop. Wat ook al jy doen, gaan ek nie vir jou minder lief is nie. En die oukie loop stadig na die deur toe. Maar hy stewe so bang as hy. Want alles is vuil. En pikswart van die olie. En hy weet nie wat nou. En hy skreef weer een keer. Papa. En hy sluit die deur oop. En sy pa loop in. En hy kyk so rond. So, dis as hy nie, kyk net rond. Hy gaan op sy knie. En hy sê kom. Het maak nie saak wat jy gedoen het. Ons gaan 'n bietjie sterk goed nodig hê om die skoon te maak, maar dit maak nie saak nie. Ek is lief vir jou. Dankie, jy kan maar vir jou hande klap. Dit maak nie saak nie. It does not matter. What you did in your life, how dark and how black and how ugly your life is. He came and he said, it's okay. Wow. It's okay. Ek gaan vir jou skoon maak. Yes. Ek gaan vir jou skoon maak. Ek gaan vir jou 'n nuwe lewe gee. Jy moet net glo ek is jou pap. Ek is jou daddy. Want jy het vir my geroep, jy het gesê, papa, ek is benoud. Help my asseblief. Hoeveel keer doen ons dit? Ons doen dit baie, hè? Het opgestaan. Ons gaan nou 'n bietjie lees. Maria Magdalena, hoe sy gereageer het toe sy daar kom. Ons gaan dit nou lees. Jy weet, ek sê nou die dag vir Paasde. Jy weet, die vyand loop ons op die aarde rond soos 'n brullende leeu. Hy moet net kyk wat hy kan verslind. Is dit die waarheid? Ja. En oor die hele wêreld gaan hy, dan steek hy sy kop gou in by sommige kerke. Dan kyk hy so en sê, nee wat, hier hoef ek nie veel te doen nie. Nee wat, hier wat, hulle doen paai, hoef nie te worry daaroor. Wow. Wow. Dis wat gebeur. En dis nie nou waaroor ek opbreek vandag nie, maar ek sê net, hy probeer. En hoekom sê ek dit vanoggend? Want by Karis Worship Center sal hy nie waag sy pote insit nie.
Hy sal nie waag sy pote insit nie, want hier gaan hy teëspoed kry. Hy gaan nie eens hier kom kyk nie, want hy gaan teëspoed kry die vark. Halleluja! Hy's 'n gemors. Hy's 'n rubbish. Ja, ek is dalk nog baie kras. Yes. Maar mens moet kras wees met 'n gemorste voetstuk. Dis wat jy vir die duiwel moet sê, hoor onder jou voet. Ek het vandag, Jesus het opgestaan vir my. Hy het vir my gesterf. Voetstuk. Jy pad, los my kinders uit. Los my man uit. Los my vrou uit. Sit jy. Ek kan ek nie vat nie, maar as ek hy het al te veel kere geprobeer gaan, man. I'm a new creation. Ek sê weer, ons is 'n new creation. Ons is kinders van Jesus Christus. Gaan weg. Jy het 'n kans in jou bel. Not a chance. Ek het ook vir Pastor nou die aand gesê, so just bear with me please. Ek is nie 'n prediker wat baie like van notaatjies en goed nie. Ek is 'n buitemens. Ek like om maar buite te wees. En vir mense my getuienis en goed te vertel. Ek is nie my vrou het ook al vir my gesê, as ek notas gemaak het, as ek gepreek het ergens, dan raak ek so teen mekaar, ek spring van hier af soontoe, dan van hier af soontoe, nader, en weet die mense nie eens meer wat in die Bybel lees. Dis nie so erg. So bear with me. Asseblief, ek gaan nou, ek wil vir ons woord lees vanoggend. Ek klink ons op preek, ek wil vir ons woord lees. Maar is die woord? Yes. Is die lewe? Yes. Hy is lewendig. Yes. Hy is ons daaglikse brood. Yes. Ons kan nie sonder hom nie. Ons kan nie in 'n kerk wees en dan tel die ou die stof op nie. Dan sit ons nie jou brood nie. Wow. Bear with me. As jy wil saam lees, Mattheus, my verse, Matthew 28 verse 19, of gaan net Matthew 28 toe. Gaan net so toe. Bear with me. En ek, jy weet, hoe ouer 'n mens raak die oor, weet ek nog al 'n lekker groot vertaling, ek kan daarom van 'n distance af sien. En ek kan nie verkeerd lees nie, want dit is groot genoeg. Hy is net swaar. Dis ek kom nie buite ronddraai. Prys die. Bear with me. Matthew, where are you? You tax collector. You're Jesus' child. Wow. Yo, hy het ons tax ingevoer. Yes, yes. Order. En nie baie van Jesus gevat nie. Jesus het gesê, hey, kom. Follow me, boy. Follow me. Anyway. Matthew 28. After the Sabbath, ek lees van vers 1 af. After the Sabbath. Hoor jy gee my omdat ek Engels doen, hè? Is dit okay? Ek is 'n bilingual believer. Ek praat 3 tale. Afrikaans, Engels en English. So ek wil vandag net 'n bietjie Engels. So terwyl ek praat, gaan ek ook 'n bietjie Engels praat. Is dit okay? Yes. En ek het die pastor belofte gemaak, hierdie kant gaan ek nie vergeet die vandag nie. Laas keer het ek net daai kant gehoor. Hierdie kant. Matthew 28, verse 1. Die opskrif sê nogal, Jesus has risen. Wow. Thank you, Father! After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Sondag. So ons is in die regte tyd. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb.
Hulle het net gegaan om te gaan kyk. Die graf. Then there was a violent earthquake. Wow. Hoekom sal hulle nou, ons is net op pad graf toe. There's a violent earthquake. Why? Because an angel of the Lord came down and he rolled this huge stone away. Dis wat Jesus vandag vir ons wil doen. Wow. Hy wil daai klip, Wow. wil hy vandag weghaal. Wow. Wow. Daai klip wat jou keer, daai klip wat jou verhoed om uit te kom, gaan hy vandag wegrol uit jou lewe. Want hy het 'n plan. He rolled back the stone and he sat on it. Ek wonder hoe kon hy die klip teruggerol toe gaan sit het. Hy dink is seker swaar gewees. Sorry. Hy tog. Sê mos. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The gods were so afraid of him that they shook and became like dead people. Toe hulle die man van die Here sien, toe is hulle bewusteloos. Toe val hulle om. Want hulle weet nie, wat gaan nou hier aan nie. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know you're looking for Jesus." Right? You are looking for Jesus, so don't be afraid. Who was crucified. En dan die mooiste sin in daai hele vers. He is not here. Julle kom soek vir hom. He is not here. He has risen, just as he said. Hoeveel keer het hy dit vir sy disippels aan mekaar gesê? In 3 dae gaan ek hierdie tempel, ek gaan hierdie tempel breek en in 3 dae gaan ek op weer herbou, kom ek weer terug. Hulle het oor en oor en oor vir hulle die skimpe gegee. En nou is hulle surprised. Yes. Want hy het opgestaan. Come and see the place where he lay. Then go quickly. Julle het nou 'n wonderlike ding gesien. So moenie nou nog by Checkers stop gou eers nie. Of vir jou 'n koeldrank en 'n paai gaan koop of wat nie. Gaan gou. Hardloop. And tell his disciples, he has risen from the dead. And he's going ahead of you into Galilee. There you will see him. The risen Christ. There you will see him. Wow. He's not dead. You are going to see the risen Christ. So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell the disciples. Suddenly, ons dien 'n God van suddenly. Yes. Hy word nie nog tyd nie. Suddenly. Ons bid vir daai antie wat nie gesond is nie, wat siek is. And suddenly, Yes. Jesus touches her. Ons bid vir ons finansies wat haglik is. And suddenly, God provides. Suddenly, Jesus is in the picture. Hallelujah. Amen. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. And Marcus sê, peace be with you. Hulle sê, hulle het ons elkeen hulle eie ding neergeskryf wat ek gesien het, maar in Matthew sê, greetings, he said. They fell to his feet and they worshipped him. Wow. Wow. Jesus het opgestaan. Hy staan hier voor my, worship. Lord, I worship you this morning. And Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Sê vir 'n tweede keer. Ek gee vir julle versekering, you are going to see me again.
En as 'n paar dingetjies wat Jesus nog wou gedoen het voor hy opgevaar het hemel toe. Reg? Voor hy opgegaan het, was daar 'n paar dingetjies wat hy eers moes duidelik maak vir sy disippels. Want daar's 'n reuse taak vir hulle. En dan gaan ek skip Matthew 28 ons by vers 16. Then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted that it was Jesus. Doubting Thomas. Thomas was mos een van hulle, Thomas. Hy het met sy vingers in die gaatjies gedruk het om seker te maak. Yes, yes. Hulle het gedink dat dit Jesus was. En Jesus sê vir hulle, all authority in heaven and on earth has been given to me. Alle autoriteit is vir my gegee, sê Jesus. Alle autoriteit. My vers, die volgende een. Therefore, go and make disciples of all nations. Nie net van daai handjievol daar in die Parel nie, of van daai groepie mense in Londen, in die UK nie, of van daai Amerikaanse dorpie nie, of die mense hier in Jerusalem nie. All nations. Yes. Make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, en leer vir hulle alles wat ek vir julle geleer het. Leer vir hulle. Wat dit is om 'n disipel te wees. Baie keer wil mense disipels gaan maak, pastor. Maar hulle wil nie vir die mense leer nie, man. Hulle wil nie vir hulle wat nou disipels geraak het, hulle wil nie vir die mense wys. Hoorie, kom, ek gaan saam met jou, kom ek vir jou wys. Kom ek wil vir jou lei, ek wil vir jou gaan. Dis hoekom maar leiers is. Kom, ek gaan saam met jou. Kom, ons gaan maak 'n disipel. Ons gaan maak disipels. Jesus het gesê, leer hulle wat ek vir julle geleer het. Leer die mense. Wat ek nou die dag gepraat het, ek gaan dit weer sê wat ek kan. En hy sê in vers 20. Here, ek wil geleer word, maar ek is 'n bietjie skrikkerig. Ek is 'n bietjie bang. En dan sê hy, and surely. Wat beteken surely? Definitief. Sonder twyfel. Yes. Ek beloof jou dit. I am with you always to the very end of age. Ek is nie net saam met jou terwyl jy daai disipel maak en hy sê, ek is saam met jou tot aan die einde. Tot aan die einde. Waar ook al jy gaan. Moenie bang wees nie. Gaan nou praat van excuses. Weet julle wat is excuses? Dis eintlik fear. Maar ons maak dit oor. Ons wil nie sommer vir mense sê ons is bang nie. Ons gebruik eerder excuses. Dit maak nie meer sin. Wow. Ek wil nie vir my broers sê, ek is bang nie. Ek maak net 'n verskoning. Excuse. Ja. Kan ons gou blaai? Nou Lukas 24, Luke 24. Net iets daar wat vir my, bear with me please, ek is jammer. Dis ook, Jesus is risen, hy gaan nie die hele stuk lees nie. Hy gaan net 'n stukkie lees, waar in vers 38, Lukas 24:38, he said to them, why are you troubled and why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I, myself. Touch me and see. Want hulle het gedink is 'n spook. Touch me and see. Hy sê nog vir hulle, spook uit die vlees nie. Ja. Wow.
en bene nie. Julle kan sien, ek het vleis en bene aan my, ek is nie 'n spook nie, 'n spook het mos nie sulke goed nie. Sure. En toe het hy saam met hulle geëet. Hy sê vir hulle, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms." Then, hierdie boek hy gaan dit doen. That's all that. When he's finished saying that, then, in verse 45, dis vir my baie interessant, hy het hierdie dinge nou vir hulle gesê, then he opened their minds, so they could understand the scriptures. Wow. Hulle het nie besef of verstaan wat aan die gang was en hoekom hy gekruisig word en hoekom hy dit en die opstanding nie. Hulle het dit nie lekker verstaan nie. But then he opened their minds Sure. and they understood the scriptures. This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations. Wow. Daar sê hy dit nou in Lukas weer. Hy praat nie van spesifieke groepe nie, of net van sy mense nie. All nations, beginning in Jerusalem, and you are witnesses of these things. Vers 49, wil ek nou voor ek kom lees, is 'n vers wat ek gister bietjie sit en voorberei, die notas maak, praat God met my oor hierdie vers 49. Sy, julle moet 'n bietjie bid daaroor, is dalk een van die redes, die miskien dit nie, vers 49 sê, I am going to send you what my Father has promised. Wow. I'm going to send you a helper. Yes. I'm going to send somebody to help you, Wow. because I won't be around. I'm going to prepare a room for you all. But my daddy said, he promised, he's going to send. He's going to say what my Father has promised. En wat hy toe vir hulle sê. But because my Father is going to send what he promised, stay in the city. Bly jy daar waar jy is. Bly net daar waar jy is. Voor jy uitgaan strate toe. Voor jy vir mense gaan vertel, bly net eers daar. Wag net eers. Wag net eers, daar sal dinge nie kom. Wag net eers 'n bietjie, voor jy ergens heen gaan. Dan gaan hy helper stuur. Sit vas. He promised. Want ons kan dit nie alleen doen en hy weet dit. Yes. Hy weet ons kan dit nie alleen doen. Hy weet ons het 'n helper nodig. The Holy Spirit! Woo! Koue rillings. I know He's present this morning. Jesus, you're so welcome here this morning. Father, He is so welkom hier vanoggend. Here. I'm going to send a helper. Ek wil gou met julle iets deel. Julle onthou Pieter. Pieter is mos een wat hom gedeny het. Is ek reg? Ja. 3 keer. Yes. Wat vir hom gesê het. Wat gesê het, I don't know this man. Maar net voor dit was hy bereid om vir Jesus dood te gaan. Ja. Ja. I don't know this man. 3 keer. En daar kry die haan op die ding. Presies wat Jesus gesê het. Maar Jesus was lief vir hom. Hoekom? On this rock I will build my church. Is dit nie wat hy vir Pieter gesê het? On this rock I will build my church. Nou deny Pieter hom. Wat moet Pieter nou voel? What rock? Maar Jesus het klaar dit op hom uitgespreek, so hy moes hom nou restore het. Hy
Hy moes hom nou weer teruggekry daar waar hy was, en wat doen hy? Kan ons Johannes 21 toe gaan asseblief? Wow. John 21. Powerful. Maar jy het baie Bybel vandag, hè? Jy trots op my. Praise die Here. Oh, Jesus, ek is so lief vir U. John 21. John 21. Vers 15. Hy het Jesus 3 keer gedeny. So Jesus moes hom restore. Ek moet hom weer terugkry in sy posisie as die rock. Wow. Wow. Ek moet hom weer terugkry in sy posisie daar waar ek my kerk wil bou. En hy vra vir hom die volgende. Simon, son of John. Simon, hy was mos Simon ook genoem. Do you love me? Wow. Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. He has to be reinstated because he denied Jesus. Yes. So Jesus has to first make sure he's got all his love. And then he says, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Then take care of my sheep. Wow. He's being reinstated. Hy word weer in sy posisie gesit. Dit het alles met die opstanding te doen. Want Jesus het dit gedoen na hy opgestaan het. Want toe hy's gekruisig, John het so skuldig gevoel. Hy het so skuldig gevoel toe hy oor Jesus opgestaan, is hy een van die eerstes wat gehardloop het na die graf. Hy het skuldig gevoel oor wat hy gedoen het. En vir 'n derde keer, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, gaan net die eerste sinnetjie. Feed my sheep. Kyk, ek wil vanoggend vir julle vra. En ek wil vir myself vra. Wanneer het jy Jesus se stem laas gehoor wat vir jou vra, do you love me? Do you love me? If you love me, feed my people. Look after my flock. Maak disciples. Hy vra vir jou, hy vra vir ons vandag. Do you love me, child of God? Jy's gered, but do you love me? Because if you do love me, if you do love me today, go and make disciples of all nations. And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I will send you a helper. Kan ons Handelinge toe gaan? Handelinge 2. Handelinge 2 het 'n wonderlike ding gebeur. Jesus het nou hemel toe gegaan. Hy het ons 'n plek gaan maak, 'n kamertjie gaan maak, voorberei vir ons. En hy het vir sy disippels gesê, go and make disciples of all nations. Maar wag eers 'n bietjie. Wag eers 'n bietjie. Daar gaan eers iets moet gebeur. Daar gaan iets moet gebeur. Voor julle ten volle gaan doen wat ek vir julle sê. Kom ons kyk wat gebeur. Ek lees lekker baie Bybel. Ek lees Bybel. Wat ek nou bedoel is net nie gewoonlik so baie
nie baie nie. Pastor is nie so gereeld in die kerk nie, want ek is nie in die kerk, my kerk is al buite. Anyway. Wow. Man. Okay. Excuses. Huh? Ek soek ek excuses. Yo! I repent, Lord. Nou sit hulle almal in hierdie kamertjie. Hierdie ouens juk nou. Hierdie ouens juk nou, hulle wil nou gaan preek. Hulle dink hulle kan dit doen. Hulle wil gaan preek. Hulle wil Jesus se voorbeeld volg. Dis wat ons wil doen. Ons wil sy voorbeeld volg, want hy sê vir ons, imitate me. I'm inside of you. Imitate me. Gaan praat met die mense. Maar hy het ook gesê ons moet 'n bietjie wag. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Hoor hierdie woord. Suddenly. Wow. Wow. Suddenly het hy geappear by Mary Magdalene toe sy na die graf toe gaan. Suddenly toe begin die aarde te bewe in daai plek. Die plek begin te ruk. Ek weet nie of as jy al die Heilige Gees ontmoeting gehad het en hy kom en sy presence is hierso, dan voel dit ons of alles begin uitmekaar uitruk en uitmekaar uitbewe. Ons liggame bewe, ons is excited. Daar's 'n ding wat aan die gang is binnekant in ons wat ons wakker maak. Dit wil iets doen in ons lewe. Dit wil, maar baie keer dan trek ons hom terug. Yes. Not now. Wow, wag. Dis daai terugdruk wat ons nie kan uitgaan en mense gaan haal nie. Want ons het nie sy teenwoordigheid nie. Wow. Dis net in sy teenwoordigheid as hy by jou is. Wat jy vir daai wat jy kan, wat mense sal jou hart sien. En wat hulle sal voel. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire, die vuur van die Heilige Gees. Woe, pastor. Ek voel hier kom vuur vanoggend in hierdie plek. Yes. Hier kom 'n Holy Spirit awakening in hierdie plek. Yes. Vanoggend. Hallelujah. Ek voel dit, ek kry koue rillings, ek voel die vuur gaan brand vanoggend. Die vuur gaan ons volk wakker maak weer volgende. Amen. Ons gaan hom weer welkom en vir hom sê, take over Holy Spirit. Ek voel dit, pastoor. I feel fire. I feel a fire. As ek my oë toemaak kan sien ek sulke vlammetjies op die stoele. Jy moet nie te stil sit nie, daai stoel van jou is aan die brand. Daai plek waar jy sit is aan die brand. Dis tyd. Heilige Gees. Waar is my baadjie? Kry nou so koud. Dankie, Here. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Nie net 1, 2, 3, nie net 'n rok nie. Almal. Almal wat daar was, almal wat teenwoordig was gevul. Almal wat teenwoordig is in Charis Worship Center gaan gevul wees. En gaan vol Heilige Gees wees. Dis tyd. Dis ons tyd. Yes. Ons gaan die Heilige Gees aanroep volgende keer. Hy is nog al die tyd daar, maar ons het hom laat aan die slaap raak. Ons het hom aan die slaap laat raak en dis hoekom ons nie vir daai siek ou kan bid nie. Hy word nie gesond nie. Dis hoekom ons finansies haglik bly. Want ons betrou nie op die Heilige Gees nie. Die helper wat God gestuur het. Vergewe my as ek skreeu, ek doen dit altyd. Ek skreeu want ek is opgewonde. Ek is opgewonde. Mevrou, ek sê vir jou, ek is so opgewonde vandag, want hier gaan 'n ding gebeur hier vandag. Dis die laaste dag van die konferensie en hier gaan 'n ander ding gebeur hier vandag. Hier gaan 'n ander ding gebeur hier vandag. Sê vir die persoon langs jou, hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding.
wat gebeur toe? En toe wat gebeur toe? Daai selfe Pieter wat vir Jesus gedeny het en wat gerestoor was, gaan buite toe en hy begin te preek vir daai klomp mense. Hy het gesê, ken nie eers vir Jesus nie. Forgiveness was at the cross. Vergifnis was op die kruis. En Jesus het hom weer teruggebring. As jy op 'n plek was waar dit 'n goeie plek was, Jesus bring jou vandag terug. Die kruis sê, jy's terug. Whatever jy gedoen het. Ek worry nie wat jy gedoen het nie, of jy nou olie gespeel het en die hele huis vuil gemaak het, en jou lewe is vuil en jy voel jou lewe is 'n asblik. Dis klaar. Dis verby. Want ek het die helper gestuur. En hy begin te preek vir die mense. En die eerste reaksie, wat mense gewoonlik is as jy so skreeu en so aangaan, hy is gesuip. Hulle is dronk aan mense, ek begin hulle aan. Hulle praat met ons gladse tale. Hoe dan nou? En hy hou aan preek. En hy hou aan preek. En hy hou aan van Jesus praat. En wat Jesus op die kruis gedoen het. En hy hou aan. Naderhand kan hulle dit nie meer vat nie, want daar's iets in hierdie manne. Daar's iets in hierdie mense. Daar's 'n fire. Daar's 'n fire. Daar's 'n vlam in hierdie man. Daar's 'n vlam in hierdie man. En wat vra hulle? Brothers, what must we do? En Pieter sê nie geleentheid. Jy moes my nooit dit gevra het nie. Jy moes my nooit dit gevra het. Ek bly jy dit gevra, maar hy is die begin van jou lewe. Repent! And be baptized in the name of Jesus Christ. Daai handjievol mense. Kom ek vertel julle van daai handjievol mense wat hy die woord voorgebring het, wat gerepent het en gedoop gewees het in een dag. 3000 mense. In een dag. In een dag. En die Heilige Gees gekom. En die mense se lewens verander. 3000. Partykeer wonder van ons kerk. Ons het al 'n paar kerke bygewoon. Sê die mense wil net hier kom, ons preek die woord. En ons praat van Jesus, ons is almal baie lief vir Jesus. Die mense kom nie in nie. En as het ons Jesus se stem gehoor wat gesê het, do you love me? Do you love me? They go and feed my sheep. Look after my flock. My mense. Gaan praat met my mense. Maar hulle is nie in jou kerk nie. Hulle is nie in jou kerk nie. Hulle is daar na die broer sy huis, aan die ander kant. Agter in 'n huisie is daar 'n klomp teenagers wat drugs gebruik en wat tik en wat alkohol gebruik. En hier op hierdie hoek is daai ene wat sy lewe uitmekaar uitgeval het, want hy het sy ouers verloor. Daar's daai ene wat op die straat nou bly, was 'n pastoor in 'n kerk. Maar hy het geval. Do you love me? Caris Worship Center. Do you love me? If you love me, feed my people. Dis die opdrag wat Jesus vanoggend vir ons gee. As jy gou Jesaja 6 toe gaan, sommer daar was dit al gevra. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Yes, hallelujah. I love you, Lord. I need your fire. Ek
can't do this by myself, Lord. I can't do this by myself, Lord. Yes. Help me, Jesus. Stay with me. I'm boiling. Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. I want you to, in the spiritual realm, I want you to, this is you hearing this voice now. Isaiah 6, verse 8. Those who have ears, listen, says the Lord. Then I heard a voice of the Lord saying, we say it again, toe hoor ek 'n stem van die Here wat sê. He's talking to each and every one that is sitting here today. Nie net by die pastoor en pastoor vrou nie, en by die ouderlinge nie, en by die leiers. Hy praat met elkeen wat hier sit volg. Whom shall I send? Vir wie kan ek stuur? Vir wie kan ek stuur, sê Jesus. Vir wie kan ek stuur na my mense wat swak lê daar buite? Vir wie kan ek stuur vir my mense wat doodgaan daar buite? Vir wie kan ek stuur om na die mense toe te gaan wat sê, hulle is alreeds in die hel? Daar is nie meer hoop vir hulle nie. Die vraag vanoggend is, en ek wil hê ons moet as kerk saam antwoord, net 2 woordjies. As jy regtig nie dit wil antwoord nie, dan bly jy in Joepsville. 3 woordjies. Kan ons dit as een kerk antwoord vandag? Send me, Lord. Send me, Lord. Ek hoor niks. Send me, Lord. Yes, Jesus. Send us, Lord. Holy Spirit, send us. Yes. Ek wil uitgaan, Vader. Ek wil daar wees. Ek wil die voete in die hande wees. Send me, Lord. Nog eenmaal. Send me, Lord. Yes. Amen. Jesus, thank you. Oh, dankie, Here. Pastor, ons gaan die mense wat die vuur verloor het, gaan ons net hier voorkry. En ons gaan die vuur terug bid volgende week. Yes. Hallelujah. Ons gaan die Heilige Gees weer verwelkom in hierdie plek volgende. Hy was miskien net bietjie op ys gesit. Hy's dalk net 'n bietjie weggepak in jou kas. Wow. Maar hy wil weer tevoorskyn kom. Hy wil jou kom wys, hy wil vir jou kom leer. Hy wil jou hand kom vat. Hy wil hê dat al mense verby jou loop en hulle jou aanraak en raak hulle gesond. Dis wat gebeur het. Dat ons nie hoef vir pastor en sy vrou te vra om vir siek mense te gaan bid nie. Holy Spirit as jy nie, kom eens op. Kom jy gaan vir jou bid, broer, suster. Daai gees wat vir Jesus opgewek het die naweek. Wow. Dis right. Wow. Het Jesus nie gesê, julle gaan doen wat ek doen en meer. Yes. But you cannot do it without the helper. Dis hoekom ek jou help is nie. Ons het verskonings. Excuses. Kyk vir Moses. Toe God hom geroep het. Toe van die eerste dag af wat dit gebeur het, soek hy excuses. Ja, maar ek kan nie lekker praat nie. Wat as hulle nie luister? Dan moet ek voor Farao gaan. Dieselfde man wat sy volk uit Israel uit Egypte gevat het. En wat die see gesplit het.
om hulle deur te kry. Dieselfde man wat begin het met verskonings. Maar God het hom geroep. Yes. Remember one thing, Church of God. He doesn't call the qualified people. Hy roep nie die geleerdes nie. He doesn't call the qualified. He qualifies the called. Wow. Come on Hy kwalifiseer die wat geroep is. Hy roep nie die wat klaar gekwalifiseer het nie. Wow. Ons wat nie gekwalifiseer is, hy roep ons. Yes. Jesus roep jou vanoggend en maak nie saak op wat 'n plek jy is vanoggend. Of jy nou gekwalifiseer of nie gekwalifiseer is, hy roep jou anyway. Lord, you're going to bless this place this morning. I feel it, Lord. Ooh. Your blessings will fall in this place this morning, Jesus. Oh. Die laaste noodliedjie. Ek gedink ek gaan dit nie skryf nie. Powerful. Ek is aan die bewe. Heilige Gees, you are so welcome, your Lord. Yes. You are so welcome, your Lord. And we pray that you are going to send people into this house. You're going to send people in this house that are not qualified. Yes. Because you will qualify. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Powerful. Met hierdie afsluit en dan gaan ek nog 'n klein storieetjie vertel. Ek het altyd gehoor daar word gesê in die kerk, ek het baie lanklaas gehoor, jy moet die bloed van Jesus oor jou preek. Ek het baie lanklaas gehoor. You must apply the blood of Jesus over you and over your family. As jy in die oggend opstaan, dan pleit die bloed van Jesus. Wat is daar waar die krag lê? Wanneer laas het jy vir jou kind gesê, sy opstaan vanoggend? Wanneer laas het ons vir ons kinders gesê? Ophou sê jy jou praat van myself ook. Wanneer laas het ons vir ons kinders gesê, as hulle opstaan die oggend voor hulle skool toe gaan, of waar jy wil gaan? Ek pleit die bloed van Jesus oor jou. Ek dink ons sê dit nie meer nie, want ons dink nie meer is so kragtig nie. Amen. Want as ons weet dit krag is, as ons terugkom na die basics toe, en ons onthou wat het daai bloed vir ons gedoen. As ons dit onthou, gaan ons nie vergeet om die bloed oor ons te bly nie. God doesn't need your ability. He needs your availability. Jy moet nie hierdie grand mens te wees, dat hierdie grand speaker, whatever nie. Die Bybel sê vir ons, come as you are. Wow. Come as you are. Come on now. Al is jy hoe stikkend. Come as you are. Ek het 'n plan vir jou. Hy 29/11. Dis net ek wat hy plan het. Plans to prosper. To go forward. Not to suffer. Want jy moet die helper terugkry in julle lewe. Julle moet weer die bloed. Ek gaan vir julle 'n storie vertel. Kort storieetjie. Pastoor, ek gaan ons bid. Ek gaan ons bid en ons gaan die Heilige Gees. Ons gaan die Heilige Gees opnuut terugkry. Ons gaan vir hom vandag 'n kans gee om te minister vir ons mense. Die Heilige Gees. Hy is reeds hier. Hy was al gisterand, hy was al Vrydag hierso. Hy het al gestaan. Ek dink hy maak oop, ja, wil asseblief. Maak oop, ek is hier. Ek wil my mense lief hê. Ek wil by my mense wees. Hy is opgewonde om by jou te wees. Wow.
Ag net ons is net 'n bietjie besig. Ag net sluit. My mense. Wow. Papa het my gestuur om na julle toe te kom. Wow. Hoekom vat julle my nie? Hoekom embrace julle my nie weer nie? Soos die dag toe jy tot bekering gekom het. Dit was my lekkerste dag gewees ooit toe jy gesê het, ek ontvang vir Jesus in my lewe. En vandag het ons het hom weggestoot. Because I can do it in my own power. You cannot do it in your own power. Die bloed van Jesus. Ek wil vir julle vertel. Ek weet nie of van julle al gehoor het van die great evangelist Reinhard Bonnke. Ken jy hom? Ja. Reinhard Bonnke. Hy word gebel. Hulle sê vir hom, daar's 'n ateïs wat bietjie met hom in 'n one-to-one geselskapie wil wees. En hy sê, hy klap soms sy vrye hande te mekaar. Ja. Hy wil dit nie. Hy love dit. Om in 'n one-to-one moet wees met 'n ateïs. En hulle sit daar. En Reinhard Bonnke sê, gegil, want hy weet wat van hier kom. Hy weet. En die ou sê vir hom, Mr. Bonnke, you people talk about the blood of Jesus, that you must pray over the blood of Jesus forgives all sins. 2,000 years later, and the world is still in a mess. Julle sê die mense by die bloed pleit af, maar kyk hoe lyk hierdie wêreld, 2000 jaar is Jesus al dood. Die wêreld is nou nog erger en gewors en wat nou van die bloed wat jy van praat. Reinhard Bonnke lek sy lippe af, hy sê, okay. Hy sê vir hom, meneer sê gou vir my iets, as jy in 'n seepfabriek werk, gaan jy skoon wees? Nee. Jy gaan mos nie skoon wees as jy in 'n seep. As jy in 'n fabriek werk waar daar seepkoekies en goed gemaak word, gaan jy nie skoon wees nie. Hy sê, but what does that mean? Hy sê, you have to apply the soap before you clean. And it's the same with the blood of Jesus. You have to apply the blood of Jesus before there's any effect. Ons kan nie net praat van die bloed van Jesus. Ons moet ons kleer daar. Dis al wat dit daar effek gaan wees. Amen. Ons moet ons kleer. En die ateïs is sommer nou toestap. En hy het nou sy fight verloor en Bonnke pak sy goed en hy loop weg. En hy voel 'n tap op sy skouer van die ateïs. Hy sê, yes. Hy sê, Mr. Bonnke, will you please pray for me? Will you please pray for me? Vir eerste keer sy lewe het sy oog opgegaan. Het sy oog opgegaan, waaroor? Want die bloed van Jesus het sy oog opgemaak. En dis hoekom ek vandag vir ons kerk, ons sê vir ons kerk, kom ons apply die bloed oor ons familie en oor onsself en oor daai oor die straat en oor die ene en oor daai ene. Ons moet net mense lief hê. Die bloed was lief vir mense. Dis hoekom die bloed gespil was. Halleluja. Heilige Gees het van gister af het hy 'n plan. En dit ek loop nou. Gister loop ek al in die huis op en af in die huis, dan is ek buite, dan is ek binne. Want God spoke. God spoke. En hy het gevra dat ek moet kom sê vir die mense, sy mense. Julle het die Heilige Gees 'n bietjie weggedruk. Die Heilige Gees wil dinge doen in jou lewe, maar jy het hom 'n bietjie, ons het hom 'n bietjie weggedruk. Daar's 'n way. Hy wil terugkom na julle toe. Dis die enigste way. Dis ons vorentoe gaan. Kan ons weer na die Heilige Gees beweeg tussen ons. Kan ons weer daai vuur kry. Want ons gehad het ons tot bekering gekom het. Wat moet jy vir my sê, daar is die vuur in jou lewe teruggekeer. Jy was excited. Jy kon nie stil staan of stil bly nie. Ek kon my bed glad nie hou nie. Ek kon glad nie stil bly nie.
Ek moes iemand vertel nie. Ons het op 'n bietjie. Vrou, wat ben jy oor tas? Dankie. Kan ek maar hier? Ja, met die water. Hier kom het dan. My God. Hallelujah. Ek wil nou hê jy moet vanoggend as jy gehoor het wat dat hy op Pentekost gebeur het, dat die aarde geskit het. Tonge van vuur het op hulle geland. Hulle het in alle lande se tale begin praat. En toe begin hulle preek. En toe hulle preek toe val die siele. Hoekom? Want hulle het gewag vir die helper. Die helper het opgedag. As jy vanoggend hier sit, en jy voel daai helper wat jy in die begin gehad het, of as jy hom nog glad nie beleef het nie, vandag is die dag. Ons gaan tot die voorkom. As jy voel jy wil hy vuur terug hê, moenie skaam wees nie, moenie bang wees nie, daar is niemand wat jou gaan judge nie. Inteendeel gaan God so trots wees op jou. Because you're receiving your blessing again. You're receiving the power of the Holy Spirit again. Want met die krag is ons aanstap. Daar's niks wat ons kan keer nie. Not even the gates of hell can stop us. As ons Heilige Gees weer terugroep in ons lewens. En ons Heilige Gees, ek gee vandag opnuut alles weer nie. Vergewe my Jesus. Hallelujah. Vergewe my Jesus dat ek die Heilige Gees so bietjie weggedruk het soms. Here, maar U het gepraat gister. U het gepraat gister. En U het gesê, my people need the Holy Spirit back in their lives. Hallelujah. Because they just talking Father, Son, we are one. But they talk Father, Son, but the helper, they don't know this helper anymore. Here, help ons vanoggend, Here, dat ons daai vuur terugkry in ons lewens. Yes. Hallelujah. God is worship center. Woo! Papa, ons wil daai vuur weer terug hê in hierdie kerk. Ons wil daai vlamme voel weer. Hallelujah. Hallelujah. Father, we worship you. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Worship you. We worship you. Worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, Ek wil net jou hande net voor jou uithou. Jy kan dit so, ek gaan 'n bietjie olie in jou hand gooi. Dis die parafin om daai vuur te spark vanoggend weer. Receive it this morning. Ontvang dit van die koning af vanoggend. As jy eerlik is, sal jy erken jy het verloor. And there's no judgment. No judgment this morning. Ons wil net die Gees oh my van God. Jesus weer terug. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we worship you. Hallelujah. Kom ons staan in afwagting. As joune volgend. As joune iets joos. Receive the power. Die vier krag. Receive the power in Jesus' name. Van die naam van Jesus. Van Jesus. Holy Spirit of the living God. You breathe upon us this morning. In the name of Jesus. Holy Spirit, we call upon you.
In die naam van Jesus. Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit, release your power. Release your anointing. In die naam van Jesus. Heilige Gees, kracht, zon, anointing, volksnaamheden. Heilige Gees, in de naam van de Heere. Laat het vloeien. Vloei naar Heere. In de naam van de Heere. Breek neer. Maak die stoppen los. In Jesus' naam. Breek neer. Kracht. Salwing van de Heere. In Jesus' naam. Holy Spirit. 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 In de naam van de Heere. Heilige Gees. Kracht. Salwing. Breek neer. Maak die stoppen. Los Heere. In de naam van Jesus. Die Heilige Gees. Kracht van de Heere. Die Heilige Gees. Kom Heere. Kom Fire!
my bring back memories. There was die Spirit present. Heilige Gees is so besig om te beweeg hierso. Maar het iemand voorheen dalk 'n saadjie geplant het, daai saadjie gaan nou begin groei. Die rede hoekom ek net die musiek gestop het, ek wil hê ons is 'n kerk. Ons moet vir ons twee leiers gou bid. Ons moet hulle hier voor kry. En ons moet almal nader staan. En ons moet vir hulle gebed gee, want die lê 'n reuse taak voor hulle. 'n Heerlike taak. Maar die lê joy en peace. Die lê allerhande lekkerte voor. Oh my God. God is so kan ons gou ons leiers kry. Ons gaan gou hulle bid. Wie's nog leiers? Wie's leiers hierso? Okay, al die leiers kom vorentoe dat julle en die res van ons kan net ons hande uitsteek vir hulle. Ons kan net ons hande vir hulle uitsteek. Kom jy ook sommer kom. Yes, Lord. God, ek glo Heilige Gees in Jesus het met julle pastors opgepraat vandag. En nie net vandag nie, ek dink maar oor die naweek het hy kom met hulle gesels en hy het ietsie gestir in hulle lewe. Hy het ietsie gestir. En moet asseblief nie dink wat ons nou hierso sê en ons neem afskeid nie. Julle gaan nie so maklik ontslae raak nie ons nie. Julle gaan nie so maklik van ons ontslae raak nie. We want to come back again. En ons wil weer kom praat en ons wil weer kom share. En ons wil hê die Heilige Gees moet dinge doen saam met ons familie. Daar's geen verdeeldheid in hierdie kerk nie. Daar's geen verdeeldheid vir al die na vandag. Ons is een kerk. Ons is een kerk. Ons is die liggaam van Christus. Ons almal saam en ons gaan mekaar lief hê. In Jesus naam. Kom ons bid vir. Kom hier na my toe. Neem die mic vir my. Ons bid vanoggend vir pastor en sy vrou. Eet hulle op. Om leiers te wees van die kerk, van hierdie huis, van hierdie liggaam. Here, maar ons weet ook hulle is net mense. En daar's baie dinge wat hulle moet hanteer. En dan gaan dit maar moeilik, maar hulle sal altyd opstaan en vir hulle mense lief wees. En U sal altyd eerste wees. God is altyd eerste in die lewe. Ons wil vir hulle seën. Ons wil vir hulle sê dankie. Dat julle so gehoorsaam is aan die woord van God. Dat julle dit uitdra en dat mense hoor van Jesus omdat dit julle calling is. En ons wil sommer vandag en ons wil sê this is only the beginning. Hierdie is net die begin. Dis die eerste conference. This is not even close to the last one. Jesus, dankie Here, dat U planne het vir ons. Ons seën hulle vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, Here, en ons bid dat daar voorspoed in hulle lewens is, dat U van die krag sal gee om hierdie gemeente te lei, dat die beste van hulle gelei sal word in Jesus se leiding en die Heilige Gees in hulle lewens. Ons prys U en ons dank U. Ons prys U, ons dank U daarvoor. Seëning, Here, dankie dat U die pastoor se vrou, so passionate. Vader, ons sien as hy sal staan en dans in die naam groot maak. Vader, die twee saam is krag, is 'n force. Ons prys U daarvoor, Here. En ons weet, Here, U sou niemand anders wou gehad het. U sou niemand anders wou verkies het om hierdie gemeente te kom. Want U te vertel en U te hulle te lei nie, ons prys. Ons bid vir seëning.
Oor hulle en hulle familie. En veral hulle groot kerkfamilie. En al die mense van God sê, Amen. Hallelujah! Father, we worship you. Amen. Ek was so verseker dat die Here die beste vir laaste gehad. Amen. Evangelist Kenny, this morning you share the heart of God. Amen.